Goeiemôre, dit is Woensdag die 9de April. Vanoggend Psalm 91 vers 11 en 12. Hier skryf die psalmdigter: Hy, die Here, sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie. 'n Wonderlike vers om te hoor en baie bekende vers. Dis ook hierdie vers wat die duiwel aanhaal wanneer hy Jesus in die woestyn versoek. Hy sê vir Jesus, spring van die tempel af, want die Bybel sê, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. Hulle sal jou op jou hande dra. Die fout was nie om te glo dit wat hierdie vers sê nie. Die fout, en dis waar die sonde sou inkom wanneer Jesus dit sou doen, en dis wat die duiwel Jesus laat probeer doen het, is om roekeloos vir God te sê, ek gaan nou onnoosel wees en simpel goed doen, en dan moet U my red. Dan moet God jou red, dan moet God hierdie ding doen, en as dit nie gebeur nie, dan is dit God se skuld. En dit is uiteindelik waar die fout gelê het. Die Here beloof dat hy ons sal beskerm. Ons kan nie van ons kant af hierdie beskerming by God spreekwoordelik eis nie. Ons kan nie God dwing om ons te red en ons te beskerm nie. Hy doen dit uit genade, uit liefde. Ons kan vashou aan hierdie vers 11 en 12, dat God sy engele opdrag gee om ons te beskerm, dat hulle ons op ons hande dra, dat ons nie struikel en val nie. Maar ons weet ook dat ons sondig is. Ons weet ook dat ons in 'n stikkende wêreld leef. Ja, God gaan 'n nuwe wêreld stuur, waar ons volmaak, vry, sonder fout en sonder skuld en skade gaan wees. Maar ons is nou nog in 'n gebroke en 'n stikkende wêreld wat gebuk gaan onder die gevolge van sonde. Maar die God wat ons aanbid, is die God wat sy engele opdrag gee om ons te beskerm, om ons te dra. Here, dankie dat ons kan deel in U genade en in U liefde. Dankie dat ons weet, U is die een wat ons beskerm, wat ons oppas, wat by ons is. Mag ons Hemelse Vader aan U genade en U beloftes daagliks vashou. Dankie dat ons weet, U het ons lief. Geef vir ons wysheid oor hoe om te lewe en op te tree. Ja, Here, geef vir ons krag wanneer die lewe swaar en moeilik raak, wanneer dinge rondom ons onseker en donker word. Dankie dat ons weet, in al hierdie dinge is U die God wat ons steeds vashou, wat ons steeds krag gee en beskerm en by ons is. Mag ons hierdie hoop uitleef in 'n wêreld wat U nodig het. Getuies wees van U goedheid. Dankie dat ons vir mekaar kan bid as gemeente, vir hulle wat siek is, wat swaar kry. Here, vir hulle wat bekommerd is. Geef ons hoop en vrede. In Jesus Christus se naam. Amen.